My naam is Jan de Kok, graad 6 van Laerskool Volkskerk. Dames en here, as daar een ding is wat seuns regtig verstaan, is dit ritme. Ons voel dit in alles, van die drukkende rugbywedstryd se laaste skram, tot die ritme van jou fietsewiel op 'n bergroete. Ons seunskinders verstaan van tyd hou. Maar dan kom akademie. Daai een ding wat net kom en alles die mekaar krap. Want soos 'n meisie met 2 linkervoete wat met jou wil sokkie, word jy deur akademie gepootjie. Ons almal verstaan dat akademie belangrik is, maar binne balans. Want soos dit nou is, voorsitter, skop skoolwerk seuns uit ritme uit. In die eerste plek, dames en here, versteur dit ons lywe se ritme. Dit begin die oomblik wanneer my sitvlak aan 'n skoolstoel vasgeplak word. Ek het my eie navorsing gedoen, terwyl ek verveeld in die klas gesit het. En ek het op die getal 1540 afgekom. Julle gaan my nie glo nie, maar dis hoeveel ure my agtersteewe elke jaar aan 'n skoolstoel vasgeplak is. In die Junie 2023 plasing getiteld Sit siekte op die webwerf hopkinsmedicine.org lees ek dat die mediese dokter Erin Mikos aanbeveel dat 'n mens nooit langer as 30 minute in een posisie moet sit nie. En ek stem saam. Dit kan vreeslike siektes veroorsaak, soos bloedklonte en hartprobleme. Ek wil nou nie spooke opjaag nie, maar ek kan voel hoe my bloed begin stol as ek moet stil sit. My lyf se vinnige ritme, wat gebou is vir fisiese aktiwiteite soos swem, sport en boomklim, word versteur deur my van 7 uur tot 2 uur te laat stil sit op 'n stoel. Tweedens, versteur skoolwerk die ritme van avonture. In die boek Last Child in the Woods, gepubliseer deur Algonquin Books in 2005, verduidelik kinder- en opvoedkunde en omgewingskwessies Richard Louv dat seuns geneig is om aan natuurtekort-sindroom te ly as hulle nie buiteavonture aanpak nie. Hy verduidelik dat dit kan lei tot swak kritiese denke en 'n gebrek aan onafhanklikheid in die toekoms. Dit laat my nou dink aan een naweek wat ek en my broers die perfekte avontuur beplan het. Kamp agter in ons erf. Ons sou vuur maak, marshmallows braai en slaap onder die sterre. Die plan was foutloos en ons het opgewonde al die goed bymekaar gesit. Hulle die slaapsak en kapsule, ek die kos. Wat ons vergeet het, is dat die eksamen daai Dinsdag sou begin. My avontuurlus moes toe plek maak vir die memorisering van die avonture van die Khoisan. En die enigste sterre wat ek kon sien, was die in my geohandboek. Ons eie avonture en sterrekyk moes saam met opgevoude slaapsak en kampstoele weer eens vir eenkant geskei word. Ons ritme vir avontuur nog geslag deur akademie gepootjie. Laastens, versteur skoolwerk die ritme van kreatiwiteit. In die 2015 boek Creative Schools deur Penguin Books sê die wêreldbekende opvoedkundige Ken Robinson dat akademiekinders in 'n hoek vasdruk, waar net die regte antwoorde en formules belangrik is. Hy verduidelik hoe die skoolstelsel se fokus op toetse en standaardisering kinders se kreatiwiteit drasties laat afneem. Ek onthou een keer toe ek in die klas 'n superheld storie moes skryf. Net toe ek die skurk 'n kushou sou gee, gryp die onder die leepapier en gooi dit in die asblik. Sy woorde: "Stop jou gedagdroom en doen jou werk." Ek sou daai opdrag sommer baie beter kon baas raak, as ek net eers die vyand in my gedagtes kon uitoorlê. Dis 'n feit. Skoolwerk versmoor ons kreatiwiteit.
Soos die meisie met 2 linkervoete skop het ons kreatiwiteit onder ons uit. Dames en here, skoolwerk hoef nie 2 linkervoete te hê nie. Al wat ons vra is dat ons toegelaat word om ons natuurlike ritmes te volg. Ons moet genoeg beweeg, dan leer ons beter. Ons kort vrye tyd vir heerlike avonture. En vir ons om ons volle potensiaal te ontdek, moet ons toegelaat word om kreatief te dink. So is ek en daai meisiekind. Akademie, vol in ritme. Nie waar nie?